Want vandag is hierdie nie 'n openbaring van julle liefde vir mekaar nie, maar sien die openbaring van julle liefde van mekaar sal eendag in die toekoms getoets word, waar julle vir mekaar sal sê, ek sal daar wees, al kos dit my wat. Dit is liefde. Hierdie is 'n celebration. Is baie maar ons baie plekkies nog. Ek het hier onder begin. Maar ja, ek aan dag. Kom dit op. Beautiful. Sky. Dag aangebreek. Daar kan hij ja, ik ga misschien niet grond. Maar wat? Ek beloof om jou eerlike, getroue en liefdevolle man te wees. Ek sal saam met jou groei in die Here se genade. Ek sal jou in liefde dien en altyd vir jou omgee. Dan sê ek doen, maar wat dit beteken, ek sal jou aanvat, ek sal by jou sy staan in die goeie en die beproewinge. My liefde sal getrou aan jou bly Ek sal God dien en saam met jou groei in sy genade. en jy kan op my staat maak in moeilike tye, want vir solank as wat ek leef, sal ek jou liefdevolle vrou wees. Ek sal jou lief hê solank as wat ek leef. So vir die eerste keer, meneer en mevrou van Wyk, kan ons vir 'n hande klap gee. My kies all right. Sweet laugh, big heart, a smile that could light up the dark. Strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my life. We moved west towards the city, grew up fast and got a little gritty. We found love
Every change will put up a fight, 'cause you're my love, my everything. You are my life. Crazy, praying that it never ends. Yeah, you and me, darling, we've really got something the world just can't understand. Yeah, it's you and me, falling in love every day till we're both owning gray. Yeah, it's you and me. As long as we live, I'll never know a love like this. On the weekends, living life like we're just kids. Pretty soon we'll have a few of our own in our very own home, yeah. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars, say you were made to be mine, nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. So just give me love. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
vandag my asem uitstoom, letterlik. Jy lyk heel skoon. So die van julle wat my ken nie, my naam is Anani. En ek is nou so 'n hele paar jare vriendin met Marijke. So ek het vir Marijke in 2016 by werk ontmoet. Nou die van julle wat vriende is met Marijke sal weet dat mens kan nie help om van haar te hou as jy so ontmoet. Ek het in 'n hele ander departement gewerk as sy, maar sy was al voorstel aan my. En haar bubbly persoonlikheid en haar positiwiteit het my ingetrek. So the rest is history. So ek het nou natuurlik van Marijke beter leer ken oor jare. So ek het besluit om vanaand my 5 goed van Marijke met julle te deel. So die eerste een is die feit dat mens nie somme van Marijke in 'n crowd kan verloor nie. Al wat jy moet doen is stop en luister. En jy sal baie vinnig opspoor. Marijke, jou harde lag is aansteeklik. En een van my favourite van jou. Never stop laughing out loud. En dan nog 2. Marijke se vriendelikheid. En dit laat my dink aan my favourite Marijke storie. So in 2017 het ek en Marijke saam Bali toe gegaan. Nou op Bali toe, ons het net ons sitplek in die vliegtuig ingeneem. Die vliegtuig het nog eers beweeg nie. Toe druk Marijke die knoppie dat die service liggie boodskappe aankom. Binne sekondes is die lidvaart in by ons en vra, "How may I help you?" En Marijke se respons is, "I just wanted to say hi." En tot vandag te weet ek nie Marijke net so vriendelik is. En of sy per ongeluk die knoppie gedruk het en ek nog pauze hou. En dan nog 3. 'n eienskap wat ek voel eintlik meer erkenning te kry. En dis die feit dat Marijke vermoë het om mense of om enigiemand so op 'n prys af te skryf dat hulle op die ou en vir haar die goed of 'n habel betaal om die goed te vat. Dit is eintlik amazing om te sien. Ek raai almal aan om vir Marijke saam met hulle te neem as hulle gaan shop. So 'n paar jaar terug was Marijke ook een van my strooimeisies. En natuurlik was sy saam met my ons die strooimeisie rokke gaan soek. So ons het baie lank gesoek en die einde van die dag kry ons uiteindelik 'n rok wat ons mooi is. Was bietjie pricey en ons het 3 nodig gehad. Marijke het seker 5 minute met die verkoopsdame gaan praat en die verkoopsdame terugkom. Dus het sommer ewe skielik baie wat nie toe aan vriend. En dan Marijke se blindelingse vertroue in haar vriende. So nog 'n Marijke storie. So is 'n paar jaar terug het ek en Marijke saam gegaan na Aguilera se troue in Swellendam. En ons het besluit om 'n naweek daar te maak. So ons het die Vrydag na werk alweer gegaan. Maar toe ons nou vroeg aan daar aankom, toe die pad wat ons nou moet ry na die plaas waar ons bly, oorstroom. So dit wat nou basies een spat was nou 'n rivier. So Marijke het op Paula gery en natuurlik was dit baie bekommerd. En gewonder het ons dalk 'n ander pad kan kry. Maar steeds vra sy my opinie, en wat het ek nou? Ek sê toe van nee, maar die GPS het ons met die deur, so ek dink ons moet die deur. En sy vertrou my toe, en ons het die basies met op Paula deur 'n rivier gery. Ek dink die engeltjies het ons beskerm, want 'n uur later het ek 'n bakkie gekoop om aan deur te ry en was ek suksesvol. En dan met die keer nommer 5. Iets waarna ek regtig baie opkyk, en dit is jou geloof. Is regtig 'n pragtige vrou van God en jy leef elke dag uit. Jy het nooit sleg om te sê oor iemand, enige iemand nie. En
jy wil net altyd aan ons anders bly. Dan ook jou liefde vir jou gesin en nou ook vir Stefan is so mooi om te sien. Ricky is baie lief vir jou en baie dankie vir jare se vriendskap. Kijk, dan bietjie oor Stefan. Sy het vir Stefan so 'n paar jaar gelede ontmoet oor 1 Desember vakansie in Hartbeespoort. Nou die kort rukkie wat ek met hom gepraat het ek basies die hele tyd met Ryke gepraat. Ek het hom vertel van hierdie mooi meisie wat draf en fietsry en ook vakansie aan Hartbeespoort en hoe oulik hulle met mekaar sal pas. Let wel, my Ryke was in 'n verhouding met daai storie. En natuurlik, Gebore vrugte. of ek glo Stefan kon nou nie my Ryke uit sy gedag geskry nie, maar ja, die man moes maar geduldig wag. Stefan, nou kan jy seker nie jou lag glo nie. Jy het geduldig gewag en jy wag te kry. Ek sê al jare vir my Ryke, dat sy van eendag iemand kry wat net 100% daar was en nou dit gebeur. Dit is raar 'n ongelooflike paartjie. En Stefan, jy het net vandag en af nie vriendelik, net maklik ingepas en is so maklik om jou weggekom en ja, het voel eintlik ons al jare ken. En ek wil net sê dankie dat jy my vriendin so gelukkig maak en dat jy ja, net daar op jou hande dra en so lief is. So ek wens julle al die geluk in die wêreld toe en ek bid dat Jesus julle huweliks geseën. En dan om af te sluit, net 'n tip vir julle elkeen vir die huwelik. So Stefan, spesifiek vir jou. Maryke hoor nie haar alarm nie. So as sy wil hê jy moet saam met haar op marathon hardloop oor 'n Desember vakansie, druk die alarm dood. Moenie die snoesknopie druk nie en maak net werk gehoor het nie. Dan Maryke, vir jou, verduidelik nou al vir Stefan, dat daar is nie so iets so 'n plek op die grond waar mans hulle klere moet hou, wat 'n vuil is vir die kas, maar skoon is vir die wasgoed. Ja, kan ek vra dat almal sal staan en hou dat ons kan cheers op en meer en 'n vrou kan wag. Mooi zo. Ik wil het maar zeggen, het is niet vast van mij zeker gelukkig niet. Cheers, yeah. Alright, so it's quite nice to go swimming. I'm also so lucky with partners that are out to move forward. Like the stalker after swimming was, well, some people struggle out there, but you may have 1 or 2 singles in the house tonight. Maar het is niet altijd makkelijk om je partner te vinden. There's actually a story I'd like to share. So the story goes, I'm a bit taller than my wife. Yeah. Alright, so the story goes, there's this lady, I'm trying not to offend anybody in the room, so we'll say, we won't describe the stage of her life, but let's say in her 20s, we won't say getting on in life, like, no Bible certificates. Let's say mid-30s, quarter life crisis. She's realised now that she needs to find a partner. Maybe the setting is, these are the days before Tinder and Browse. So she decided she's going to put an ad in the paper to try to find her dream partner. So she takes the ad out, she sent it to her Kali Quran newspaper. So she takes this advert out in the paper and she puts a nice, beautiful
describes 3 things that she's looking for in a potential partner. She wants somebody that's not going to beat her, right? She wants somebody she's also got her social life and her friends, and she doesn't want somebody that's going to chase her around. She wants to have a girl's night. And then the last thing is she wants somebody that's good in bed. Right, so she puts the paper, puts the advert in, and then doesn't really give it much thought. The next morning, on the doorbell, we're knocking on the door, she hears this big knock, and she walks outside, and there's a guy sitting outside in a wheelchair. He's got no arms, and he's sitting there in a wheelchair. And so comes to buiten and says, "Wat maak jy hierso?" And he says, "No, he's come to apply for the position. He saw the advert and he thinks he's a suitable mate." And she looks at him and she's feeling a little bit frustrated now because a little bit embarrassed by the fact that she put herself out there and put the advert out in the first place. But she says to this guy, "But did you not read my advert? I said, I'm looking for somebody that's not going to beat me, and you don't have any arms." And he says, "Well, exactly, I'm not going to beat you. First criteria met." And then she said, and then he looks at her and he says, and before you say that, I'm in a wheelchair, I can't chase you around. So you can have as many girls' nights as you want. She says, "Okay, well, fair enough." Well, dan begin sy huil, and sy sê, but the last criteria was actually the most important. He says, I'm looking for somebody that's good in bed. And he looks up at her with a little smirky smile and he says, "Well, how do you think I knocked on the door?" On a more serious note, what's talking to speech as Marika. Marika, I think this is a moeilike aand vir jou because it's tough having at least all of the reading speeches for that. Ek kan nie eers na die program kyk nie, want die naamsloos is al oor, maar ons is so 20 minute in en jy het nie meer 'n kans te talk yet. Maar ek really, all honesty, you look stunning tonight. It's what an awesome experience to be part of this all. You guys are an awesome couple. I think I've never been to a wedding where there's just so much chaos going on. Not everybody gets to watch the Springboks beat All Blacks on their wedding day. So I think that's ons gister by die braai, vanoggend, vanmiddag, it's such an awesome vibe, and you guys are special people, and these are your people. Marika, you sound dragging it out, I can see you're wanting to do your show, you guys have to do your speech. I'm going to let Marika have an opportunity now to do a speech on the green. I'm going to ask her to come up for us. Welkom dames en heren! Welkom everyone! Hallo jullie allemaal. Allemaal like beautiful vanaand. You really like beautiful. Daar is Renai daar achter. Super sterk van een vrouw. Als het niet voor was, weet ik niet hoe vandaag gelukkig zou geweest. Maar amazing. As al enige singles hier is, julle wil vir Renai in jou kan. Sy is amazing. Wie sê Renai se verhaal opsteek? Daar is Renai. So ek speech vanaand op my ouers, my mamma en pappa, en dan op my ouma ook. Ek het besluit om brei self op my ouers speech. Maar jy weet gaan net voor 'n trou as jy bly is. Jy is so besig om altyd reg te kry. Die laaste ding waarna jy dink is jou eie speech. Okay, so ek gaan nou win. Ek het notas gemaak. Gisteraand vanmiddag aan hy my dwing om 'n paar minute in my eie kamer te sit. So ek het 'n paar notas gemaak. Ja, goeies wat ek net nie wil vergeet van mamma en pappa nie.
geïnteresseerd nie. Ek gaan eers begin met my mamma. Ons het nooit ma gesê nie, so ek sal mamma hiervan allemaal sê. My ma is werklik my inspirasie van 'n vrou. Vanaf ek gebore is, tot en met vandag toe, is sy my regterhand. As ek iemand vra vir raad, as ek upset is oor iets aan hulle word, sê sy my, awesome, dis is so erg nie. Strooi nie my ryke magic, en sal alles so kan. So, mamma raad word, daar's min mense met wie alles kan deel. En iemand wat alles verstaan, wat altyd hulle kinders ondersteun, wat ons baie goeie waardes groot gemaak het, maar ook oop is om enigiets te luister, en nie te oordeel nie. So, ek het ongelooflik baie respek vir mamma. Die onselfsugtigste mens wat ek ken. Dis baie keer dat ons gaan winkel toe, dan soek sy vir haarself iets, dan koop sy nie vir haarself iets nie. Sy koop vir my iets, my broer iets, my pa iets. Nooit vir haarself nie. My ouma moet op tyd gedoen en sê, Sonja, dis nou tyd dat jy bietjie na jouself kyk. Jy het genoeg na jou kinders gekyk, jy moet na jou man kyk. Ek sukkel nog bietjie met dit, ek hou baie van shopping. Maar ek sal probeer om eendag so mamma te wees, maar dat ek ook kinders het. Kyk, ek kyk nie op my speech. Ek onthou toe ek in die laerskool was, my dogtertjie was, netbalgames, skoolpartytjies. Ons huis was 'n kuierhuis, was elke dag omtrent 30 kinders op ons huis. Almal het na skool kom eet by ons huis. Trampolien gespring, gespeel in die parkie, die swembad geswem. Mamma het vir almal kos gegee. Daar was altyd pianos, daar was altyd ijsies, daar was altyd ouros en basjes, altyd. En my ma het nooit geklaar die kinders te veel skree, of so nie, sy het maar net oom Jan aan die verstel en weer gaan sê, ek is baie jammer, ons het baie kinders wat op ons kyk. En ons het ou mense aan weerkant van ons haar, en ons is bly en hulle het permanent oor die mure gehaal, om te kyk of die nachtbreekpleiers verkoning kan gaan. Daar's partytjies gehad op skool waar in die 80 kinders by ons huis was. Dis danspartytjies gewees. Dan het my pa gesê, ek gaan by oom Johan gaan braai. En oom Johan wil net daar sit. Dan het my ma en toe nog haar jongste broertjie wat nie vandag by ons is nie, maar ons kyk die heuwel uit. Vir almal borsbroodjies gebraai en die paartjie het voortgegaan. En die kinders gekuier al was hulle daar. My ma het vir die seuns vir R100 betaal en cash in ons sak gehad as hulle wil vra te dans. So sy het op die draai gestaan en gesê, baie wil sy leek, so R100, dans vir daai nul. So ja, dit is van die Sonja, die skool se taxi. Mama wat altyd daar was vir alles. Nooit 'n netbalguy, nooit 'n atletiek wedren, enigiets gemis. Alkeer na lewe sy het gemis soos sy vol verstand aan was. En dit was disaster, vir my pa het nie geweet waar my optel. So, baie dankie mama vir dit alles. Kwaai. Okay, ek wil net nog iets sê, kyk ek gou op my lysie. Ek moet dankie sê vir die groot vrees vir die vrou wat mama is. Dat mama ons van kleins af geleer het, dat ons moet altyd die minste wees. En dit is wat die Here van jou verwag. Dit is nie altyd maklik nie, maar ek moet sê, baie keer in die grootmenswêreld is dit nogal so, jy wil people pleaser wees, want jou maat is so groot geword, en as jy sê, kan ook nie jou people pleaser wees, jou loop jy voor jou. Maar baie dankie vir dit, wat mama ons geleer het, en ons geleer te leef, en ons voorbeeld uitstraal, en om altyd goed vir ander te wees, en op te staan vir wat nie reg is. Kijk, volgende is my papa. Kijk, hoe is dat? Dat is ook net op my ma. Ek denk sy is ook die. Kijk, Sonja. Kijk, Sonja. Kijk, Sonja. Ja.
swaar werk is nie. Absoluut behoorlik nie. Hy het die oggend 4 uur opgestaan, dat hy 'n ligmag doen. Dan kom hy nie by die huis nie, dan trek hy sy auto aan, en gaan werk in die garage, tot 10 uur in die aand. En dis omtrent my hele laerskool en hoërskool Johan so gewees. Hy het verskriklik gewerk. Dit het my broer baie keer gevra, en sê, "Papa, kom hier, of kom in die huis, en ek is so jammer." Maar dit is die mens wie hy is. Hy is 'n absolute provider. Jy sal nooit geweet dat dit swaar gegaan het in ons huis nie. Nooit nie. En ek dink toe ons klein was, papa het nie ons eie besigheid gehad nie, ons moeilike dae gewees het. En ons as kinders het alles gehad. Alles wat ek gegooid van ongedroom het. Ek dink terug, as daar iets was wat papa gedoen het, klimklauters gebou, hy het raadkarre gemaak. Ek kan nie dink aan alles nie, maar papa het alles gemaak. Ek sal nooit vergeet hoeveel beere ek in my kamer gehad het. Vang weer die masjien, as ek omtrent my hele lewe sal beere en nie plek gehad van die beere nie. So bederf was ons gewees, regtig waar. Ek meen, ons het toe ek 'n dag op skool was, het ek vir papa dag gesê, toe ons in voertuie ry, sê ek soek nie 'n dierkar nie, ek soek net 'n kar met 'n ry. Sy nee, jammer, ek gaan kar met e-reis met e-kort ry. So, ek weet nie alle ouers so, maar dit is hoe my pa was, hy was soos, sy kinders moet alles kry. Dan sê ek maar, wat wil jy nuwe bakkie met papa gaan hê? Dan sê die so gesond is, dan sê ek so bakkie ry. En ek moet sê, dit is my ongelooflik, papa ry vandag so 'n mooi bakkie. Ek en Joey, ek het karre gekry, ek het my skool was betaal. En ek het ongelooflik alles gekoop. En dis 'n man wat hard gewerk het. Nie 'n man wat na werk, drinks gedrink het, niks nie, het gewerk, fisies gewerk. En dis tyd om nou bietjie te rus met die knievervanger. Maar ek moet papa sê, ongelooflik baie respek vir hom. So, Stefan wat so hard werk en handyman is, dit is absoluut vir my vereiste roman te hê so is. Want ek kon verskriklik irriteerd met 'n man sê, nie goed meer huis kan doen, maar pa kan alles doen. So, dit is Stefan moeder. Maar weet hy kyk ons uit die hemel uit. Hulle was ongelooflike tweede ouers vir ons gewees. As my ma baie nodig gehad het op my job, baie besige kinders was. Dan het ons gekoop arms aan vir hulle huis. Dankie vir al julle liefde, julle support, dat julle altyd daar vir ons was. Ouma en oupa sal altyd sagte plek in ons hart hê. En ek sê baie dankie vir wat vir ons is. Jy is so geliefd. Baie belangrik gegee. Die stem is 'n bietjie
ondersteuning nodig het vir sy speech. So ek gaan vra dat al die manne hulle stoele vorentoe bring. Vra jy vir die barman hy moet my dubbel rum en coke bring. En die barman dan sê asseblief vir Stefan 'n dubbel rum en coke kan gooi. Dark rum. Net my liedjies sing. Ek weet hoekom jy hier sit. Ek weet hoekom jy hier sit. Ek weet hoekom jy hier sit. Nou eers, spyt my eers klaar. Wat doen jy? Hè? Stefan. Raak jy nou Stefan? Wat? Kyk jy, almal praat so mooi en ek staan nie, het voel of ek van voor op my matriek eindeksamen uitslae wag. Of ek moet al halftyd vir die bokke teen die fucking All Blacks uitdraf, maar ja. So. Wat het jy hier so? Wat is dit? Spyt maar klaar en kry dit klaar. Spyt maar klaar. Wat wil jy doen? Wat wil jy doen, Pieter? Ons hoor niks. Ah, sweet. Hey! Cheers, allemaal. Waar is my champagne, Pieter? Nou, hoe langer jy nou aangaan, hoe langer staan ons hier so. Ek kan nie wat David hier so sit nie. Sybrand. Sybrand, jy is nie in hierdie groep, jy moet pas op, maat. Luister, naand almal, vriende van familie. Dankie vir julle almal wat hier is. Dankie, baie dankie. En dankie. Ek sê Pieter, Sonika, wil jy jou man met al twee hande nog hê vanaand? So, luister gou almal wat hier vanaand is, julle almal het 'n baie spesiale plek in ons hart. Baie selektiewe groep mense hierso, so ja, dankie vir almal. Ja, jy het lieg. Maar ja, ek dink ek gaan eers begin by my vrou. Ek noem eintlik my beste maatjie, want ons is letterlik soos beste maatjies. Ons doen... Het jy finale maatjie? Ag, dit's great. Ek kan jou nou maar oorgee. So ja, ons is letterlik soos beste maatjies. Ons kan net alles saam doen, van draf, fietsry, die lot. Dit is alles. Nog nie, maar sy gaan eventually wees. My mis is nie meer so lekker nie, so. Maar ek wil net eerstens sê vir die liewe Vader op bo, dankie vir die ongelooflike vrou wat hy vir my gestuur het. En dan moet ek ook nog self, as dit nou een dronk aand in Brouwers, sal ek dit nog steeds vir niks verruil nie. So, ja, ek is ontsettend dankbaar daarvoor en ja. So. Baie. Yes, maar dit fucking ryk soos. Dit ryk soos petrol. My lief, ek wil net sê ek bid vanaand vir ons regtig baie seën oor ons huwelik en ek hoop die liewe Vader sal ons verjare vir mekaar spaar en
ek sien so baie uit na die adventure wat ons van hier af gaan pak, van elke nuwe ding wat gaan kom. En ja, ek kies niemand anders om dit saam mee aan te pak as jy nie. En ek is nie 'n perfekte man nie. Ek het my foute. Ja, jy sê Ranger. Jy klaar verander. Luister, dis ek is lankal nie meer op die spesie Pieter seker. Jy van dreier. Nou het ek actually die laaste stukkie nodig. Dat ek net geloer al. Wel, maar ek sê een ding wat ek weet van ons is, maak nie saak wat nie, ons is altyd daar vir mekaar, ons vergewe mekaar altyd. En niks is ooit te erg vir ons nie, maak nie saak wat ons beklei nie, ons sorteer dit uit. Ons is altyd liefdevol teenoor mekaar en ja, soos ek sê, ek is onmenslik lief vir jou. Jy lyk ongelooflik mooi vanaand. Jy lyk anyway altyd mooi. So daar is dis nou my pa ook so. Ja, en dan gaan ek maar gou oorgaan na die ouers toe. Ek is nou regtig nie so goed met hierdie speeches soos ander mense nie. Wil jy ook? Wil jy ook? Leonis, wil jy met jou man dan hê? Ek gaan eers gou vinnig iets sê aan my splinter nuwe ma en pa Kali en ma Sonja. Ek wil eerstens dankie sê vir die ongelooflike dogter wat julle groot gemaak het. Ja, ek dink sy is soos letterlik 1 miljoen. Hier daai ding hier so. Jy lees dan. Gooi dit. Ja, is so nou en dan met 'n man so 'n bietjie nog aflees. Ek sê, dit is vir my regtig die grootste voorreg om vanaand daar as my vrou te kan noem. En ek is so dankbaar vir julle en die manier hoe julle haar groot gemaak het. En ek gee vir julle vanaand my woord dat ek haar tot die beste van my vermoë sal na kyk, haar sorg en net al die liefde sal gee wat sy verdien. Waar is die ander ene? Waar is die ander ene? Ek dink nie goeie vir jou. Okay, en aan my pa Vanus, mamma Rita. Ek wil vanaand vir julle uit die diepte van die hart uit dankie sê vir al wat julle Baie dankie. Julle is allemaal 'n klomp vals bliksems hier so. Beter as jy. Ek wil vir julle dankie sê vir altyd dat julle altyd vir ons die beste geleenthede gee en maak nie saak hoe oud ons is nie, julle is altyd daar om vir ons te sorg en met die kleinste goed kan ons na julle toe kom en julle sal altyd help met enige iets. Dis soos die grootste voorbeeld van ouers is al soos ek sê ons kan die dag hoe oud wees en julle sal nog steeds na ons kyk en net altyd daar wees vir ons. Dankie ook vir die groot voorbeeld. Jou beurt kom nog. Lyk soos parafin wat jy spuit hierso. Ek wil sê dankie vir die groot voorbeeld wat julle vir ons altyd gestel het as ouers. Ja, julle het net altyd die grootste voorbeeld gestel van hoe om in 'n huwelik te wees met pa wat geboer het en dit was altyd ook nie die beste van die maklikste tye nie en julle was altyd lief vir mekaar en altyd daar uitgekom en ja, dus ek dink nie daar is beter voorbeeld van ouers van hoe om deur swaar tye en die lekkerste tye by mekaar te kan staan
en nog steeds na ons ook te kan kyk en vir ons die liefde gee wat ons verdien nie. Respek. Ek vra asseblief dat almal verstaan en dat ons op my ouers se plaasie kan dink. Ek dink daar is iemand anders wat ons eerste kan dankie sê vir die liewe Vader oor vir die ongelooflike mooi dag nie. Ek dink ons almal was maar gestres met al die goeders. En ja, ons het altyd weer dopgehou en sê maar ek dink is regtig net die liewe Vader wat ons kan bedank vir die, al is dit nog winter, maar dit was soos 'n stunning dag vandag. So ja. Tweede wil ek regtig vir my vrou dankie sê vir al die reëlings met hierdie troue. Sy so baie gedoen, so baie moeite en effort ingesit, so baie detail. En dan wil ek net vir Country Chic, vir Renée, al haar staf, die barman, die kelders, die chefs, almal wat hier betrokke is, dankie sê. Regtig, soos maar ek ook gesê, as iemand ooit dink aan 'n venue, sy is net ongelooflik. Sy gaan uit op pad uit en vandag soos sy maar gepraat het, sy is daar vir jou, maar hy kan in die nagte 10:00, 11:00 met haar gepraat en sê vir haar, los vir Renée, sy het ook familietyd en Renée het net nie geskroom om boodskappe terug te stuur en so baie dankie daarvoor, vir alles Renée. Mr. Ryan, ons MC, thank you very much. Ons waardeer dit. Die DJ, waar is hy? Dankie. Hy sal vir ons na die verrigtinge met hierdie paard in die gang kry. Fotograaf Marijke, soos die eerste keer wat ons jou moet het met die photoshoot, jy is amazing, dankie vir alles. En haar partner Hendrie, wat vir ons kom sing het. Ja, baie dankie. En hulle staan ook op trou, so ons wens vir hulle ook die beste vorentoe met hulle mooi dag wat voor lê en ja, ons wens julle alles seën. Rian, wat gesê het, hy is eintlik so half 'n gas en 'n familievriend, maar hy het ingekom en gesê hy gaan vir ons video doen en hy is actually nog heel dag besig en hy het self nog nie die aand geniet saam met ons nie, so ek dink jy kan nie relax, kry vir drink en dankie daarvoor en ons waardeer baie. Stefan van Chamonix, waar is jy? Niemand het dankie gesê. En jy gesien hoe lekker. Stefan, van die eerste keer wat ek jou ontmoet het ons en so lekker oor die weg gekom. Ek het vir jou uit die bloute uitgevra om, soos of jy nie kan van iemand ken of iets vir 'n goeie plek vir 'n verloving en goed en jy het uit jou pad uitgegaan op julle plaas by Chamonix en julle verstaan nie, daai man het mense met kettingsaag opgestuur op die brandpad om bome af te saag vir ons, om net soos die ongelooflikste view te kan hê waar ons verloof kon raak en vir ons alles daarbo gedoen. Dis ja, ons is tot vandag toe nog baie dankbaar daarvoor. En ons wil ook vir jou dankie sê vir die bubbly geskenke wat jy vir ons gegee het vanaand. So al die champagne wat julle drink is van Chamonix af. En ja, hulle maak ongelooflike wyn. So as julle ooit hulle naam sien, koop gerus. Dit was saam met jou vir ons dat hulle kan sien. Dan gaan almal wat van ver af gekom het, die mense wat van Pretoria af gery het, familie en vriende en ek dink hier's genuine mense van all over af. Parel, Durbanville, Wellington, weet nie wie waar nog alles nie. En dan is hier 3 mense wat van bitter ver af gekom het. Hier's 2 mense wat Bitterbaai
bitter naby aan my hart lê. Adolf en Beryl kom nou ook baie langs met julle. Hulle het letterlik ook al die pad van Nederland af gevlieg vir die troue. So dankie Susan. Jou weet jy spandeer ook meeste van jou tyd daai kant. En jy het jou vakansie die kant extend ook by ons weer. Sy is ook in Nederland. So baie dankie daarvoor. Dan die laaste ding is ons albei se ouers, my ouers, pa Kali. En vir julle dankie sê, sonder julle sou hierdie aand geensins moontlik gewees het. Vir al die bydrae wat julle vir ons gedoen het, vir alles wat julle weer gehelp het, al die reëlings, ja, ek dink nie ons sou enigstens hier kon gewees het as dit nie vir julle was nie. So baie dankie daarvoor. One look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before So as jy asseblief hier uit kan beweeg en in 'n ry staan, konfetti gaan ek wees en dan sal raai en oorvat en bietjie met julle gesels. Dames en here, kan ons net weer, mevrou van my, kan ons net weer